ons het in ons lewe gekom op 'n plek wat sekuriteit iets is wat baie mense oor praat. En ek wil vanmôre praat oor, hoe kom ons op 'n plek waar daar sekuriteit is vir jou hele gesin? In hierdie prentjie, op hierdie opskrif van my boodskap, is iets wat gebore is toe ek 'n klein seentjie was en ons by 'n Moedersdagdiens was en daar 'n spesiale prediker was. Toe praat die predikant, toe sê hy het eendag deur die veld gestap nadat hulle die veld gebrand het, soos wat ek ruik, hulle besig is om te doen nou, hierdie tyd waar ons leef, hierdie tyd van die jaar. En hy sê hy loop so oor die swart veld nadat dit gebrand is, en hy sien hier's 'n graspol. En hy skop die graspol, en toe hy daai graspol skop, toe hardloop daar 5 skreeuende kuikens onder daai graspol uit. Toe sit 'n moeder hen, wat toe die veld brand, besluit, miskien ek, maar nie my kinders nie. En elke keer as ek aan Moedersdag dink, dit het so impak gemaak op my, as 'n klein seentjie, dat ek nie meer aan 'n moeder kan dink op 'n ander manier nie. Dan sê jy vir my, pastoor, het jy so ma? My ma is nie volmaak nie. Maar as ons die Bybel lees, dan lees ons dis hoe God wil hê ons na hom moet kyk. Nie net as 'n pa nie, maar die instink van om sekuriteit te verskaf. God wil altyd beskerm, alhoewel ons die beskerming verkeerd lees. Hoe waarborg ons sekuriteit vir die hele gesin? Ek weet, ek het ook, toe ek op skool was, het ek vriende gehad, ek mag net by die pastoor se kinders gaan oorslaap het. Dan kan julle dink waar het my fout gekom in die lewe. Ek het my hele lewe lang met pastorie kinders gespeel. Maar ek kan onthou, ons het vriende gehad wat nooit mag uitgeslaap het nie. Sekuriteit. Ek kan onthou die eerste keer toe ek uitgeslaap het, kan ek geweet, die voorlei, my ma, slaap hulle al, is hulle reg, is nog landlyne. Maar dis iets wat jy nie, selfs al is jy onder jou pa en jou ma se dak, is sekuriteit voorwaardelik. Is regtig so? Die skrif sê, as jy die waarheid ken, moet jy deur die hek inkom, die deur inkom, Jesus Christus. Ons het nou die dag 'n ou op ons erf gehad, wat nie in die waarheid glo nie, hy het oor die muur gespring. Dadelik het ek besef, sekuriteit is voorwaardelik, is nie onvoorwaardelik nie. Ons het nooit geweet wat agter ons huis se muur aangaan nie. Maar toe ons sien, ons kry 'n man daar, wat, hy spring net oor en kom kyk alles, ek hoor, nou ek het nie 'n mensvreter vir 'n hond nie, maar hy klink so. Ek hoor hierdie hondjie van my, hy kan nie veel hoor nie, maar hy kan ruik. Hy kan ook nie veel sien nie, maar ek weet hy's excited. Nou dink ek, is miskien ons tuinman, ek praat met my ma. Volgende oomblik hoor ek, pastoor, is iemand op die erf. Het jy by die regte plek ingekom, hè? Anders sou ek geweet het. Sekuriteit is voorwaardelik, menslik gesproke, maar ek dink geestelik ook. Jou hele gesin. En ons is by hierdie skrifgedeelte wat ons vir jou gegee het, hy sal jou dek met sy vlerke, onder sy vleuels sal jy skuil, sy trou is 'n skild en 'n pantser. So dis iets wat ek en jy moet weet vanmôre, dat sy trou is wat dit is. Daar is geen argument
oor wat ons Vader se trou is nie. Sy trou is. Maar dit beteken ook, dis beskikbaar. So vir baie mense, is dit nie. Al is dit is nie. Al is dit is nie. Hoekom? Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleuels sal jy skuil. So as jy nie skuil waar jy moet skuil nie, gaan jy nie weet wat sy trou vir jou werd is nie. Hoe vinniger ons dit besef, hoe vinniger kan ons by 'n plek uitkom wat ons hele gesin sekuriteit het. Onder sy vleuels sal jy skuil. Hoekom? Sy trou is 'n skild en 'n pantser. Het jy al gedink agter wat ons alles deesdae wegkruip? Verskonings, jou agtergrond, hoe jy groot geword het, jou omstandighede by die werk, jou huwelik. Dis alles dinge wat maak dat ons voel ons het nie sekuriteit nie. Die engel sê dit mooi, hy sê, his faithfulness is a shield and a wall. Sy getrouheid is. Baie goed wat God is, kan ek en jy nie waardeer nie, omdat ons op die verkeerde plek is. Jy is op die verkeerde plek in jou geestelike lewe, nou wil jy met almal beklei oor omdat jy aangekla voel. Jy neem aanstoot oor die geringste ding, want jy weet, as jy gaan oorgee, gaan jy met beheer afstaan. Maar sy trou is. His faithfulness is. Die hart van die Vader is om mense bewus te maak van sy beloftes, sekuriteit te skep deur sy woord. Ek en my vrou, ons is besig om te bid oor sekere goed in ons lewe. Ons bid elke dag, maar ons is besig om God te vertrou oor sekere goed in ons lewe. En die oomblik toe ons dit begin doen, toe kry ons 'n belofte. Toe sê die Here, ek sal, en hy sê, maar julle moet, en hy gee my 5 goed wat ek moet doen. Dis waar die dissipline inkom. Baie van ons wil hê hy moet wees, maar ons het nie die dissipline om altyd by dieselfde plek weg te kruip nie. Jou huis moet die veiligste plek geestelik vir jou op aarde wees. Hoeveel mense is te slim, te dapper daarvoor en rebelleer daarteen? Ek wil vandag vir jou sê, as God sê hy is, en jy rebelleer teen die manier wat hy in jou lewe wil wees, is jy sonder hom. As God aan ander mense voorsien, hoekom voorsien hy nie aan jou nie? 10-1, jy rebelleer teen wie hy reeds is. In watter toestand is jou huis, as dit kom by sekuriteit? Die skild en die pantser van waarborge uit sy woord. Hoe lyk dit in jou huis? Is jou huis, kan ons maar sê, geestelik bulletproof? Is jy geskild en gepantser? Is die trou van die Here op julle almal in daai huishouding se lippe? Is hy 'n werklikheid? Is 'n vraag om te vra. Want ek hou nie daarvan om van iemand te praat wat ek nie ken nie. Ek hou daarvan om uit ervaring uit te praat. As die skrif sê sy trou is,
dan moet die fout lê by waar jy skuil. Hy is altyd getrou. Hy is altyd getrou. Hy is. Nou, kom ons gaan na Lukas 13 toe. Lukas 13. Dit is interessant hoe die Here sekere goed vir mens opbreek. Kyk wat sê hy daar. Jerusalem, Jerusalem. Wie is Jerusalem? Jerusalem is God se stad, God se mense. Jy wat profete doodmaak en die wat na jou gestuur is, stenig. Hoeveel mense erken nie die waarheid as hulle dit hoor nie? Ek wil eerder hê daai ou moet dit anders te stel, dit anders te sê. Sekere onderwerpe vir my. Hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak, soos 'n hen haar kuikens onder die vlerke. En julle wou nie. So God se motief was nog altyd om te beskerm, om bymekaar te maak. Maar daar's mense wat rebels is die hele tyd. Wat 'n kans het 'n kuiken sonder sy ma se vlerke? Maar as van ons wat jare op die pad is, wat jare die Here dien, wat nie onder die hen se vlerke is nie. En die vrug wys dit. 'n Hen wat ek wil amper sê, kuikens bymekaar kan hou, daai kuikens wat lank genoeg onder daai hen se vlerke is, raak op 'n ander manier sterk as die een wat die hele tyd sy eie. En ek hoor dit, want daar's mense wat ek met alle respek sê in die liggaam van Christus, hulle is al hoeveel jaar net kuikens. Diep, 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 diep. Hulle moan die hele tyd diep, diep, diep oor dieselfde goed. Hulle ken nie die trou wat 'n skild en 'n pantser is nie. Hoekom? Hulle is nie onder die vlerke nie. Hulle dink hulle is, omdat hulle kuikens is, dink hulle kan geklassifiseer word as hulle is deel van die regte familie. Maar hoekom is jy nog nie sterk genoeg nie? 'n Kuiken wat lank genoeg onder sy ma se vlerke is sterk genoeg. Hy hoef nie eers na haar te skree nie, want sy's daar. Hy hoef nie te wonder waar sy is nie, want hy hoor haar hartklop. Kyk, julle huis word vir julle woes gelaat. Voorwaar ek sê vir julle dat julle my sekerlik nie sal sien nie, totdat die dag kom, wanneer julle sal sê, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hier is die probleem. Ons kan nie meer sien wie kom in die naam van die Here nie. Ons kritiseer hulle wat in die naam van die Here kom en nou is jou huis woes gelaat. Veel van ons eer nog 'n woord uit 'n man van God se mond uit wat reguit en direk en op jou af is. Nou is jou huis woes. Diep, diep, diep. 'n Kuiken sonder 'n ma. Geseënd is hy wat kom
in die naam van die Here. Een van die oorsake waarom huishoudings sonder ware sekuriteit vandag is omdat diegene wat in die naam van die Here ons nader, nie die erkenning kry wat hulle verdien nie. Ons eer die verkeerde mense. As jy iemand eer, gun jy hom ruimte in jou lewe. Die Here sê, as jy my eer, sal ek jou eer. Wat beteken dit? Dit beteken, as jy my eer, gee jy my toestemming om te werk, so ver as wat jy my eer. Ons eer die verkeerde mense, ons glo die verkeerde mense. Sekuriteit oorheers ons lewens, maar in die verkeerde vorms. Finansies, mense vra na sekuriteit. Gesondheid, mense vra na sekuriteit. Veiligheid vir gesin en familie, dis alles prioriteite van sekuriteit. Dis issues. Want dit gaan oor sekuriteit, dit gaan oor veiligheid, dit gaan oor behoud. Ons is bereid om vir sulke waarborge te betaal. Maar in wie is ons vertroue? En ek weet, mense het verskillende opinies daaroor, maar ek vra die vraag, as ons vertroue nie in God kan wees nie, is niks wat ons doen goed genoeg nie. Ons gaan altyd wonder, ons gaan altyd dink het kort nog iets by. Lukas 18 praat van 'n dapper vrou. En hy het ook aan hulle 'n gelykenis vertel met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie. Want dit bring sekuriteit. En gesê, daar was 'n regter in 'n stad wat God nie gevrees en geen mens ontsien het nie. En daar was in daardie stad 'n weduwee en sy het gedurig na hom gekom en gesê, doen reg aan my teenoor my teeparty. En 'n tyd lank wou hy nie. Maar daarna het hy by homself gesê, al vrees ek God ook nie, al ontsien ek geen mens nie, tog sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee, aan haar reg doen, sodat sy nie eindelik kom en my in die gesig slaan nie. Klink vir my, hy was al bygekom, nie? Toe sê die Here, hoor wat die onregverdige regter sê, sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes, wat dag en nag tot hom roep nie, al is hy ook lankmoedig in hulle geval. Ek sê vir julle, dat hy gou aan hulle reg sal doen, maar as die Seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op aarde vind. In watter vorme kom die Seun van die mens nie daagliks na jou toe en jy sien hom klaar nie raak nie. Want jy wil dalk hy moet 'n sekere kleur wees, hy moet 'n sekere manier lyk, hy moet 'n sekere status hê. Dis so ons ingestel is. Want ons dink dis waar ons sekuriteit in is. Watter waarborg is daar dat Jesus die ware geloof sal vind as hy terugkom? Hoe lyk geloof oor die algemeen in jou lewe? Is dit jou sekuriteit? Hoe lyk geloof in jou lewe? As geen sekuriteit sonder dissipline nie. As jy sekuriteit wil hê in 'n menslike sin, gaan jy moet begroot daarvoor. Dis dissipline. Maar as jy sekuriteit wil hê, geestelik, gaan dit dissipline verg. Onder andere, bid jy. En ek het nou agtergekom hoe party mense werk. As hulle nie self wil bid nie,
En dis hoekom ons daar is. Dit is so, maar ek moet eintlik saam met jou bid. Dan kom ek agter, maar hier's 'n gebrek aan dissipline, nou moet die pastoor daarvoor opmaak. So wat gebeur? Mense raak meer afhanklik van die pastoor as wat hulle van die Here afhanklik raak. Maar as ons in ons geestelike lewens kyk, ons wil hê die Here moet ons finansiëel seën, maar ons wil met ons geld maak soos wat ons wil. Ons wil hê die Here moet ons gesond hou, maar ons wil eet soos wat ons wil. Ons wil slaap soos wat ons wil. Is dit hoe dit moet wees? As sy trou 'n skild en 'n panser is, hoekom vat ons dit vanselfsprekend? Ons wil hê daar moet veiligheid in ons familie wees, in ons gesin wees, maar pa, hoe gereeld bid jy saam met die vrou van die huis? Jy weet sy bid elke oggend. Jy weet die ma van die huis kan jy hoor bid. Maar hoe gereeld bid jy saam met haar, dat sy kan hoor, jy kan ook bid? Moenie die fout maak om te dink, dis 'n vrou se job nie. Ja, maar pastoor, dit voel vir my, dis nou die man wat dit sê, as die Here nie my gebede hoor nie, ek wil vir jou vra, pa, die kinders hoor net mamma bid. Wanneer laas het jy jou kinders gesalf en gesê, ek stuur julle hier uit vir hierdie week, want die kykens moet onder sy vlerke bly. Dissipline sluit altyd beplanning en toewyding in. Ja, maar pastoor, ons het nie tyd nie. Maak dan jou mense in jou huis vroeër wakker. Kom aan, ons wonder hoekom die Here stadig is met sekere goed, maar ons vergeet dat ons op die verkeerde plek skuil. Maak jou kinders vroeër wakker. Laat hulle, as jy nie die vroeër wakker ding kan regkry nie, kry almal by mekaar voor hulle gaan slaap. Ja, maar ek bid vir hulle op pad skool toe in die kar. Jy kan nie glo, weet jy nou nog nie wie almal voor jou inry as jy moet bid in die kar nie. Het gaan oor sekuriteit. Sy trou is, maar jy sal dit nie weet nie, want jy kry by die verkeerde plek weg. Sy trou is, but you won't be able to discover it as long as you're hiding where you're hiding. Wil ons reggehelp word? Pas op vir rebellie teen dissipline. Die profeet sê, wederstrewigheid, eiesinnigheid, ander woord is die woord rebellie, is net so goed soos heksery. Rebellie toer mense. Ek het vandag, toe ons nog besig was om die mikrofoon in die goed reg te kry, sê iemand, en is so waar, as jy toelaat dat iemand teenoor jou skinder, dan begin jy met skinderoë na die ou wat onder bespreking is te kyk. Hoe weet ons dit? Volgende week as jy teruggaan, dan sê jy sê, ek het nou gesien wat jy bedoel. Maar jy sou nooit gesien het wat hy bedoel het, as jy nie na sy kinderpraatjies geluister het. Is regtig so? So jy sien nou wat hy bedoel, maar weet jy wat God sê? Nee, jy sal nie, want jy ken nie die skild in die panser nie. Kyk jy wat sê Hebreërs 12. Nou, elke tugtiging, of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Later lewer dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Dissipline moet jou oefening gee.
Jy wil geestelik groei, maar jy wil nie die Here vir meer vertrou nie. Hoekom? Het voel vir my, ek verloor net. Ek moet net alles prys gee. Kyk wat sê hy, aan die begin is dit nie 'n saak van blydskap nie. Moet ek verder lees? Julle sal julle verbaas. Daarom rig die slaphande en die verlamde knieë weer op. Maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat krepeel is nie uit lid raak nie, maar liewer gesond gemaak word. Jaag die vrede na met almal en die heiligmaking, waarsonder niemand die Here sal sien nie. Jy word geoefen om heilig te wees. Dis 'n proses. As jy nie wil oefen nie, gaan jy sukkel om die Here te sien. Pas op, dat niemand in die genade van God veragter nie. Dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus wek en baie hierdeur besoedel word nie. Verander die manier wat jy na geestelike dissipline asseblief tog kyk. Vader se hart, hy wil ons altyd beskerm. Verkeerde perspektief mis ons uit op sy sekuriteit. Verkeerde perspektief kan manne laat voel, hulle gebede word nie nageluister nie. En daar's baie manne wat so voel. Dis hoekom hy sy vrou bid hier toe stuur. Is dit nie waar nie? Dis hoekom hy nie bid by huisgodsdienst nie. 1 Petrus 3 vers 7. Net so moet julle, manne, verstandig met hulle, dis die vroue, saamlewe. En aan die vroulike geslag as die swakkere eer bewys. Jo, jy het nou nie gehoop, dit staan in die Bybel nie. Ek sien nie van die vroue wat notas maak, hulle gaan dit vir papa quoteer vanaand. Omdat julle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is. Jy is niks sonder jou huweliksmaat nie. As jy dit nie glo nie, het jy onskriftuurlik getrou. Die skrif sê, die man en die vrou sal mekaar aankleef, hulle sal een wees. Jy sê vir my, pastoor, maar ek is die man, ek voel soos die verkeerde een. Jy is nie die verkeerde een nie. Jy is 'n halwe een as jy nie een is saam met jou vrou nie. Daar's vir my niks mooier as wanneer 'n kappel voor my sit en ek kan die vrou se bekommernis oor haar man se posisie hoor in haar stem nie. Ek kan sien die man is bekommerd, maar ek tel op. Die vrou bid vir haar man. Ek tel op. Hierdie vrou is bekommerd oor haar man. Hy probeer dapper wees, maar ek sê altyd die vrou is die termometer. Jy kan sien waar val die temperatuur. Hy sê omdat hulle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is, sodat julle gebede nie verhinder mag word nie. Die engel sê, so that your prayers will not be ineffective. Manne, miskien word ons gebede verhinder, omdat ons met die verkeerde oë na die vroue in ons huis kyk. Hoe word die vrouens in ons gesinne en families geëer? Ons het mekaar nodig. Ek kan lag, want ek hoor hoe party manne met my oor hulle vrou praat. Dan lag ek, want ek weet, as sy nou net by was, gaan jy nie so oor haar praat nie. Maar in die gees hoor die Here dit. Ja, maar pastoor, die Here het gesê, hy sal vir my 'n hulp gee. Ja, maar nie 'n huishulp nie.
Die skorrel goed al gewas. Die kinders al in die bed. En dan wonder jy, hoekom die Here, hoekom dit vir jou voel, die Here ignoreer jou gebede. Want die een wat hy jou gegee het, om jou te voltooi, jy kyk net aan haar swakhede vas. En daai swakkere is so ver as wat die fisieke deel aanbetref. Maar ek wil vir julle sê, ons het gister, was ek en my vrou, ons het ingeskakel, 'n pastoor waar ek het voor hom groot geword, hy is op die ryke ouderdom van 83 oorlede. Hy het vrouens gevra om vir hom intersessie te doen. Daai groep van vroue wat vir hom intersessie gedoen het, my ouma was daarvan deel, het was laterhand oor die 200 vroue, hulle het nie 'n diens bygewoon nie. Hulle het tydens die diens in die bidkamer gebid vir die diens. Daar's 'n kwesbaarheid van 'n vrou, wat eintlik die mooiste deel van hulle make-up is. Maar as ons manne dit misbruik, gaan jy voel jy bid in die dak vas. Manne moet ondersteun om met die nodige sekuriteit en waarborge tekorte aan te vul. Ons vul in mekaar se lewens tekorte aan. Daar's geen range as dit kom by 'n huishouding nie. Funksies is daar. Funksies is daar. Ek wil vandag vir jou sê, mevrou, jy voel, jy kan nie nou iets sê nie, maar jy mag maar iets sê. Veral as jy sien, jou man is nie op die pad wat hy moet wees nie. Jy mag maar iets sê, as jy hoor, daar's bitterheid in sy hart. Jy mag maar iets sê, as jy sien, hy kom vir die soveelste week nie saam met jou kerk toe nie. Jy mag. Hoekom? Dis jou funksie. As jy nie jou man se rug toemaak nie, wie doen dit? Deel van om iemand se rug toe te maak, is om hulle met liefde te waarsku. Nou kan jy vir my sê, pastoor, maar ek is alleen, ek het nie 'n vrou nie. Tog is daar vroue figure in jou lewe. Ek sien partykeer die foon lui, dan is dit my ma. Ek sien partykeer die foon, hier kom 'n WhatsApp deur, dan is dit 'n moederfiguur in my lewe. Nie deur bloed nie, maar deur gees. En die grootste fout wat ek kan maak is, ag, nie alweer hierdie vrou nie, ag, nie alweer hierdie tannie nie. Pastoor, my vrou mou nou al vir jare dat ek moet ophou met. En sê my, hoe klink dit vir jou as jy nou bid, terwyl jy weet jou vrou mou na oor en jy doen niks? Hoe klink dit vir jou, as jy weet jou vrou is reg, en jy traai om te bid, sonder om te erken? Galasiërs 3, vers 28. Daar is nie meer Jood of Griek, daar is nie meer slaaf of vry man, daar is nie meer man en vrou nie, julle almal is een in Christus Jesus. Elkeen van ons het 'n funksie. Daarom moet ons dankie sê. My vrou en van die dames, hulle het reggemaak daar agter in die hoek. Julle sal met my saamstem as ek vandag vir julle gesê het, wanneer julle sien hoe's daar agter reggemaak, dat dit ek was wat reggemaak het. Sal julle snaaks na my kyk hoor. Mos elkeen het 'n funksie. As ons elkeen kan eer vir hulle funksie, gaan die trou van die Here wees in ons lewe wat hy is.
kan ons vir 'n oomblik net ons hande opsteek. Ek ervaar so, die Gees van die Here rig mense op vanmôre. Ek sien as manne wat na sy vrou toe stap, of na sy vrou toe uitreik en sy hand om sy vrou sit. Dit is vir my so mooi. As jy dit wil doen, doen dit. Maar kom ons sê weer, we need to be a team. Ons het nodig om 'n span te wees. Ons het nodig om 'n span te wees. Hoekom weet jou vrou nie wat gaan in jou geldsaake aan nie? Hoekom weet jy nie wat gaan in jou vrou se geldsaake aan nie? Is julle nie 'n span nie? Meneer, dis hoekom sy nie jou stres verstaan nie. Mevrou, dis hoekom hy ongevoelig met jou is. Sy perspektief is nie soos joune nie. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Wat beteken dit? Ons is 'n span. Ons is 'n span. Ons is 'n span. Ons is 'n span. Nie almal in die span kom jy altyd mee oor die weg nie. Maar jy besef, julle het mekaar nodig. Vader, vanmôre release ek hierdie woord oor hierdie mense. En ek sê, Here, bring weer spangees in ons huishoudings terug. Bring weer spangees in ons huishoudings terug. Mag vroue nooit weer verwys word na mouners nie. Mag mans nooit meer verwys word as mouners nie. Die skrif sê, soos wat ons een liggaam is, soos ons ook een span. As een lid ly, kry almal swaar. We need to be a team. Dankie vir hierdie oggend. Dankie vir 'n spesiale Moedersdagoggend. Waar ons nou verder gaan saam kuier, wil ek bid dat U dit sal seën. Mag U verheerlik word deur dit alles deur. Here, ja, mag U deel van ons span bly. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Die Here seën julle.